Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. My naam is Rosanne McKenzie. Ons het die week teruggekyk op die Afrikaanse Taalraad se jeuggesprek saam met Karla McKenzie, Louis Boshoff en Marikyn Creer-Evert en gesels oor die belangrike temas wat daar bespreek is. Dr. Christa North van Enbiosis Suid-Afrika het meer vertel oor die darmmikrobiome, kunsmatige intelligensie en die toekoms van persoonlike gesondheid. Netballegende Erin Burger het by ons aangesluit om oor haar netbalskool en vanjaar se Telkom Netballiga te gesels. Ons het 'n draai by die DBV gemaak en Loufie het kom kuier met sy nuwe enkelsnit huis toe. Elsa het onlangs saam met die Afrikaanse Taalraad en ander paneellede 'n jeuggesprek aangebied. Die gesprek het op 3 Junie in Pretoria plaasgevind. By ons in die ateljee was Karla McKenzie, bekende radioomroeper en TV-aanbieder, Louis Boshoff, woordvoerder van AfriForum Jeug, as ook Marikyn Creer-Evert van die Afrikaanse Taalraad Sekretariaat. Kyk hierna. Baie welkom aan al 3 van julle. Baie dankie, Elsa. Voel net vir my gesellig. Hier sit ons nou om hierdie tafel en ons is nou reg vir 'n ronde tafelgesprek. Maar Marikyn, kom ons begin ook by jou. Wat was die hoofdoel van hierdie jeuggesprek gewees? Hierdie jeuggesprek was 'n bedoeling gewees om te kyk wat is die tekortkominge in Afrikaans tussen generasies. Hoekom is daar so 'n diskrepans tussen dit wat die jong mense vandag dink oor Afrikaans en die ouer garde? So die hele punt was om te beweeg, ons erken wel dat daar is probleme, maar met die taal se deursettingsvermoë en die diepgewortelde Afrikaanse geskiedenis tussen die sprekers van alle variante, kan ons brûe bou om dit te oorkom tussen die generasies en dan weer taalhervitalisering te laat plaasvind in die jeug. Maar het dit aan julle verwagtinge voldoen? Ek dink so, maar ek dink dit is 'n gesprek wat voortdurend moet plaasvind. Mens gaan klein blokkies bou totdat jy 'n groot fondasie gelê het en hoe meer ons mense kry om deel te neem aan hierdie gesprek van jou jonger garde wat in skole is en hulle perspektief en dan na universiteit en dan verder aan na jou meer professionele persoon. Dis verskillende perspektiewe wat baie belangrik is. So mens moet die heeltyd daai gesprek handhaaf sodat jy nie iets verloor nie, want almal word tog ouer en jou nuwe jongeres en jou jong Afrikaans sprekendes kom in en daarom dink ek ons moet hierdie net heeltyd voortsit. Mens moet nie ophou met hierdie gesprek. Absoluut. Nou Karla, as iemand wat daagliks, jy weet, met jong mense in die media werk, is daar iets van hierdie gesprek wat jou verras het? Ja, ek dink daar's 'n hele paar dinge wat my verras het van hierdie gesprek wat ons gehad het in die week en een van die dinge is dat daar is nog steeds jong mense wat baie opgewonde is vir die taal Afrikaans, wat baie verder lees as voorgeskrewe Afrikaanse werk in die skole en dan wil skep in Afrikaans. As 'n mens kyk na die feeste in die land, KAKNK Woordfees, daar is baie jong mense wat heeltemal anders lyk as mekaar, maar ook skep in Afrikaans en ek dink dit is 'n goeie ding. Nou Louis, soms hoor 'n mens dat sommige mense van mening is dat die jeug nie meer belangstel in iets soos taal en kultuursake nie. Stem jy daarmee saam? Nee, glad nie. Uit die perspektief van AfriForum Jeug en dit wat ons ervaar waar ons met jong Afrikaners te doen het, oor die algemeen studente of jong volwassenes, vind ons dat die Afrikaanse taal steeds 'n groot deel van die identiteit en kultuur van daardie jong mense is en dat daar regtig optimisme is en passie is vir die taal en dat daar heelwat werk ingesit word vir die taal ook deur die jong mense. Nou wil ek ook vir julle vra, want ek dink dit was 'n heerlike gesprek geweest en ek dink daar's 'n hele paar kwessies wat uitgestaan het. Maar was daar miskien 'n spesifieke tema wat julle gevoel het 'n bietjie meer emosie uitgelok het of wat vir julle persoonlik uitgestaan het? Karla, kom ons begin by jou. Ek dink daar is daar duisende mense wat wel Afrikaans praat in die land en wat opgewonde is daaroor, is daar ook Afrikaans sprekendes, dalk ouer garde, dalk van die jeug ook wat nie noodwendig Afrikaans hulle eerste taal maak wanneer Afrikaans hulle huistaal is nie. En ek dink daar kan ook dalk veranderinge plaasvind om die jeug opgewonde te maak om weer Afrikaans te praat, want daar's verskillende maniere om Afrikaans te praat ook. Daar is 'n nuwe beweging waar die jonges die net kletsrym in Engels nie, maar nou in Afrikaans, want die LEP en almal is daar. So daar is kwessies waar jonges nie Afrikaans praat nie, wat 'n probleem is, maar ek is hoopvol vir die toekoms. Altyd. Louis? Ja, een tema wat dikwels voorgekom het in die gesprek was die kwessie oor Afrikaanse onderrig of
moet iemand Afrikaans eenkant stoot en aan Engels voorkeur gee in onderrig of opleiding om voor te berei vir die werksplek. En daarin vind ons by AfriForum Jeug ook, daar's eintlik heelwat mites wat 'n mens dikwels moet beantwoord. Die waarde van moedertaalonderrig word dikwels onderskat en die moontlikheid om tweetalig te kan werk en om self Engelse vaardighede aan te leer, alhoewel iemand dalk in Afrikaans skool gegaan het of selfs op universiteit was, word weer moeiliker geag as wat dit werklik is. En bykomend tot dit is ons benadering by AfriForum Jeug dat ons nie net vir mense 'n vergunning wil vra of wil vra doen moeite, maak hierdie jou passie sonder om enige natuurlike nut vir Afrikaans te bied nie, en daarom werk ons ook daaraan om ruimtes te skep waarin Afrikaans die voertaal is, waarin Afrikaans in die sakewêreld en opleiding en so aan nuttig aangewend kan word. So sou jy die rol van die Afrikaanse Taalraad beskryf wanneer 'n mens kyk na die toekoms van die taal en ook om daai passie aan te wakker? Ja. Die Taalraad is 'n huis, ons sê Afrikaans is 'n huis met baie kamers en ons omarm alle variëteite. So ons moedig mense aan om te sê, praat jou Afrikaans. Praat hom soos wat jy hom ken. Moet nie terugstaan nie, moenie skaam wees nie, want dit is tog so pragtig dat ons so diversiteit het in hierdie land. En ek dink dit maak Afrikaners ook wêreldwyd so spesiaal, want ons het daai warmte en liefde en passie en dit weerspieël in al ons variëteite van ons taal. En die Taalraad, omdat ons dit omarm in samewerking met al ons lidorganisasies, elkeen het 'n ander mandaat, en ons werk saam om dit te koördineer en te fasiliteer en netwerkskepend op te tree, sodat ons seker maak dat ons bereik die jeug, maar ons bereik ook die ouer garde, ons bereik alle variëteite op alle platforms, soos byvoorbeeld radio veral, en ons maak seker dat daai mense 'n spreekbuis het. Ek wil graag uitkom by hierdie spesifieke een, want ek wil hê almal van julle met hierdie vraag beantwoord. Louis, ek gaan by jou begin. Voltooi die sin, Afrikaans is hier om te bly, want Afrikaans is vir ons 'n tuiskoms en dit is 'n draer van ons identiteit en kultuur. Goed, Carla? Ek dink omdat ek lief is daarvoor sal dit voortleef. Marikay? Ek dink Afrikaans is hier om te bly, want in die hande van al sy sprekers is hy veilig. So solank as wat jy hom praat, wie kan jou stil maak? En ons almal is dit eens dat hierdie gesprekke voortdurend gevoer moet word. Jy het aan die begin daarna verwys, maar en ek dink dit is ook nogal iets wat vir my weer eens uitgestaan het van daai spesifieke aand. Om gereeld dink ek dink dit help met perspektief ook, nee, stem julle met my saam? Ja. Absoluut. Seker. Nog 'n tema waaroor ons gepraat het was die feit dat Afrikaans miskien op die wêreldverhoog 'n klein taal is, maar dit is eintlik bemagtigend vir die sprekers van die taal, net die besef dat ek hoef nie 'n superster te wees om 'n tasbare impak te maak op die hele voortbestaan en die welstand van die taal nie. Ek hoop dat ons in die toekoms weer die geleentheid sal hê om saam met mekaar te gesels oor Afrikaans waarvoor ons so passie het. Dankie julle. Baie dankie. Dankie. Elsa. Bly net waar jy is. Ons is nou weer terug en ons gesels net hierna oor nuwe navorsing in terme van die darmmikrobiom. Nuwe navorsing toon dat die darmmikrobiom, die miljarde bakterieë wat natuurlik in ons spysverteringsstelsel leef, moontlik aan meer as 100 verskillende gesondheidstoestande gekoppel kan word. Met die hulp van kunsmatige intelligensie word daar nou nuwe maniere om mense se unieke gesondheid beter te verstaan, ontwikkel en selfs meer persoonlike oplossings te bied. Dr. Christa North, presiese medisyne spesialis by Enbiosis Suid-Afrika, was hier om ons meer te vertel. Welkom hier by ons. Baie dankie. En ons is baie bly, verheug om die waarheid te sê dat jy vandag hier is, want ons hoor gereeld van mikrobiom, maar wat presies is dit en waarom is dit so belangrik? So ons mikrobiom bestaan uit, soos jy gesê het, net triljoene bakterieë, fungi, allerlei mikroorganismes. Maar hierdie organismes is baie belangrik, dit is eintlik noodsaaklik vir ons gesondheid. Ongeveer 1 tot 2 kilogram van wat ons weeg, bestaan net uit hierdie mikroorganismes uit. En dis gekoppel aan elke biologiese stelsel in ons liggame, van ons brein, ons hart, ons vel, natuurlik ons darmes ook.
En ons lewe is daarvan afhanklik. Hulle het baie spesifieke funksies wat hulle verrig om ons aan die lewe te hou. Goed, nou baie mense dink dat darmgesondheid net oor iets soos vertering gaan. Hoeveel groter is die invloed daarvan wanneer 'n mens die res van die liggaam in gedagte hou? Daar's regtig nie een enkele stelsel wat nie deur jou mikrobiom beïnvloed word nie. So siektes soos tipe 2 diabetes, nie, jou vel, jou brein nie daarmee te doen nie, jou nierfunksie, nie. So daar's enige stelsel in ons liggame is gekoppel aan die mikrobiom. En wat hierdie organismes basies doen, hulle produseer komponente in ons liggame wat dan moet gebruik word. Soos byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld kan dalk wees om te sê serotonien. So serotonien is mos nou wat ons noem ons happy brain chemical. En bakterieë help om dit te produseer, om dan 'n spesifieke fisiologiese effek in ons liggame te hê. Nou, navorsing dui ook daarop dat die darm met meer as 100 gesondheidstoestande verbind kan word. So watter toestande sien julle die meeste raak? Ja. So vir die meeste mense begin hulle met byvoorbeeld om te sê weet 'n siekte soos IBS, jy weet iets wat te doen het met jou verteringsstelsel, nê. Maar tipe 2 diabetes, daar's links met Parkinsons, met Alzheimer, baie veldtoestande, vertigo byvoorbeeld 'n veldtoestand. Daar's nou navorsing wat ons voltooi het wat gaan oor droë oë. En wat ons gevind het, dat as jy jou mikrobiom reg kan kry, nê, laat jou traneproduksie, nê, tot met 60% kan verbeter in vergelyking met medikasies, weet wat gewoonlik hier so 40% verbetering, jy weet, kan toon. Sjoe, dit is geweldig interessant. So, hoe weet iemand dat hulle darmgesondheid dalk nie optimaal is nie? Is daar miskien sommige waarskuwingstekens waarvoor 'n mens op die uitkyk kan wees? Daar is, maar dit is nie altyd vir mense so duidelik nie. Nee, ja, so want mense dink baie keer dit is nou maar byvoorbeeld weet hoe jy moet voel. Maar ons doen toetse en by jou het 'n toets, 'n mikrobiomtoets, weet waarna mens kan kyk om dan te analiseer en te kyk watse organismes het jy van te veel, watter van het jy te min, byvoorbeeld, en dan kan mens baie spesifieke advies gee om daai wanbalans wat bestaan te kan identifiseer en te kan regmaak. Embiosis gebruik ook kunsmatige intelligensie in die verband. Hoe werk dit presies? Ja, so dis baie interessant en dis nou eintlik waar ons nou so opgewonde nou is, nie. Ons praat van 'n digital twin. So dit is waar die kunsmatige intelligensie nou ingekom het. So mens kan 'n digital twin create van iemand se mikrobiom en dan kan ons bepaal om te sien wat spesifieke voedsels of bestanddele in kosse, nê, hoe dit jou mikrobiom kan verbeter. En ons is nou in die proses waar ons voedselbestanddele bymekaar kan sit en dit byvoorbeeld kan sit soos in 'n voedselstafie, jy weet, of miskien in 'n poeier ensovoorts, wat dit dan vir spesifieke kondisies kan help. Met ander woorde, nou kan ons 'n alternatief kry, jy weet, tot medikasie byvoorbeeld, om vir iemand te kan help, om soos hulle droë oë te kan doen of tipe 2 diabetes, jy weet, te kan aanspreek. Nou met die nuwe tegnologie, is dit werklik moontlik om medikasie vir van die kroniese siektes te vervang met iets soos 'n persoonlike voedingsplan? Ja. So die navorsing en ons kliniese studies wat ons nou gedoen het, sê ja. So ons het baie goeie resultate gekry, byvoorbeeld met die tipe 2 diabetes, hoe hulle suikervlakke, hoe hulle insulienvlakke, jy weet baie verbeter het, nie, die droë oë, ons kyk na skin conditions, so daar's omtrent nou 6 of 7 trials wat ons nou in die res van die jaar, jy weet, gaan doen in spesifieke siektetoestande om dit te kan aanspreek. Ek wil ook vir 'n oomblik 'n bietjie stil staan by die toekoms van gesondheidsorg, want julle het interessante resultate in julle kliniese studies gesien waar voedingsoplossings baie goeie uitkomste gelewer het, nê? Ja. So en ek dink wat belangrik is, die kroniese siekte las in Suid-Afrika, soos maar in die res van die wêreld, jy weet, is baie groot. So ek dink dit is belangrik dat maatskappye alternatiewe bring vir die dokters, maar ook vir die pasiënte. Jy weet, dat jy ook kan weet, kos kan jou medisyne wees. Nee, dit hoef nie net regtig medikasies te wees nie. So ons is baie opgewonde en hierdie kom nou al 10-20 jaar. Jy weet wat hierdie navorsing gedoen word om by hierdie punt uit te kom waar mense vir mense regtig praktiese, maklike oplossings kan gee wat ook lekker is, nê, want dit is lekker om te eet. Is te lekker om te eet, sou ek sê. Ja. Goed, maar is dit belangrik om daai studies oor so 'n lang tydperk ook te voltooi?
maak dit daai uitkomste net 'n bietjie meer geloofwaardig byvoorbeeld? Ja, so die studie self vat nie so lank nie. Dit is maar nou die mikrobiom, wat mikrobiom kan bied, weet wat nou al, jy weet, 20 jaar aan die gang is nie. So die studie self is nie so lank nie, maar ons doen 'n langtermyn opvolg. Want nadat jy nou aanvanklik jou resultate gesien het en jy weet die mikrobiom het verander, wil mens ook opvolg om te kan kyk hoe lank, jy weet, bly dit in daai veranderde staat, sodat jy vir mense langtermyn oplossings weet kan bied. So ja, ons wil dit graag oor die langtermyn opvolg. Dan weet ons ook dat iets soos kos gereeld verander. So kan jy dalk iets meer sê wanneer 'n mens kyk na iets soos die voedingswaarde ook van kos. Ja. So wat interessant is met die mikrobiom, nee, is dat dit nie noodwendig gaan oor vitamiene of minerale nie. Ja. Want wanneer ons dink aan kos op 'n tradisionele manier, vir ons wil ek sê as mense, dan kyk jy nou byvoorbeeld na kilojoules, jy kyk na vitamiene, minerale, proteïene ensovoorts nie. Maar die bakterieë gebruik dit op 'n ander manier. Ons is wat ons noem die host. Nee. So die bakterieë gebruik sekere voedingsstowwe, nee, om sekere komponente te produseer om dan hulle funksie te kan verrig. Suid-Afrika het 'n groot las van iets soos kroniese siektes. 'n Mens hoor al hoe meer daarvan. Ja. Watter rol kan hierdie tegnologie speel om daardie uitdagings suksesvol te pak? Ja. So ek dink wat dit gaan doen is om vir daai kroniese las baie te verlig. Dit gaan vir dokters alternatiewe gee om mense mee te kan behandel. Dit gaan vir mense makliker wees om by byvoorbeeld by aanpassing te hou, nie. Omdat medikasies baie keer ook maar neeweffekte kan hê. Dit is ook maar duur, jy weet, om dit te kan doen. Ja, so dit gaan 'n groot invloed wees, jy weet, om daai kroniese las te verlig in Suid-Afrika. Nou gestel nou maar daar is op die oomblik iemand ingeskakel wat nou 'n daadwerklike verskil wil maak of na hulle darmgesondheid wil kyk. Is daar miskien 3 praktiese wenke wat jy kan deel na aanleiding van waar 'n mens kan begin? Ja. Goed, ja, so ek sal natuurlik nou sê kom ons toets jou mikrobiom, jy weet, want dan weet ons presies waar daarbey aangaan, nie. So dan die ander ding is ook ons bakterieë hou van vesel. Hou van verskillende tipe van vesels. So ek dink jy moet jouself dan onderrig, jy weet, en educate om te kyk wat se tipe vesel, jy weet, jy mens kry en seker maak dat dit natuurlik nou weet verhoog in jou dieet. En dan kom dit maak baie daarop neer op 'n gebalanseerde dieet. Jy weet, net soos wat ons as mense ook 'n verskeidenheid van kosse nodig het ons bakterieë ook 'n verskeidenheid van kosse en vesels nodig. Ja. Dink jy een van die algemene foute, ons het so 'n paar sekondes oor, maar dink jy een van die mees algemene foute is dat mense dalk 'n bietjie te lank wag? Ja, ons natuurlik word ons as ons gebore word, nê, is jou ma se mikrobiom word basies aan jou oorgedra, nê. En as jy van die begin af kan sorg dat jy 'n gesonde mikrobiom het, gaan jy baie siektetoestande kan voorkom of die risiko daarvoor aanvanklik kan verminder. So ja, dis baie belangrik letterlik vanaf die dag wat jy gebore is. En ek dink om hierdie goed te verstaan. Baie dankie dat jy dit so mooi vir ons kom verduidelik het. Dis 'n plesier, baie dankie. Ons gesels net hierna met netballegende Erin Burger oor haar loopbaan en die netbalskool wat sy aanbied. Hallo, ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre. Hallo, ek is Dousie en jy luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Sy is een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde netbalspelers met 125 internasionale wedstryde vir die Proteas agter haar naam. Het Erin Burger as speler haar merk op die baan gelaat, maar vandag lê haar passie daarin om die volgende generasie spelers en afrigters te ontwikkel. Erin het die week by ons aangesluit om te gesels oor haar netbalskool en sommer ook haar gedagtes oor vanjaar se Telkom Netballiga. Baie dankie vir jou tyd, ons waardeer dit regtig. Ek dink eerstens, ek wil net vir jou teruggaan. Ek kyk na hierdie lys van jou en dit is bloot net so indrukwekkend. Tussen 2007 en 2019, jou 125 vertonings. Jy is die eerste uit die Suid-Afrikaanse netbalspeler oor 100. By die Staatebond spele 2010, 14, 18 en by die netbal wêreldkampioenskappe 2007, 11, 15 en 19. Dis 'n ongelooflike lys. As jy nou terugkyk daarna, kan jy glo dat jy dit alles gedoen het? Ja, as jy so praat, dan klink dit so unreal eintlik en dit was so eintlik voorreg want ek kon dit lewe. So ja, ek voel baie geseënd en ja, dis eintlik ek wil sê 'n groot deel van hoekom ek doen wat ek doen.
Mens het nou al daai kennis en wat lekker is as jy so praat, dan dink ek aan al die afrigters onder wie ek gespeel het, alles wat ek geleer het oor die jare en ja, dis juist hoekom ek dit wil teruggee. As jy aan 2 of 3 van daai afrigters dink, Ja. ek wil nie jy moet een in besonder uitlig nie, maar wat sou 1 of 2 of 3 van hulle by jou gelos het wat jou beïnvloed het, nie net wat jou sport aanbetref, maar jou lewe? Yes. Ja, dit is een van die groot goed is, ja, ek dink mens kan by almal iets leer en ek wil sê ewenal is dit partykeer wat jy nie wil doen nie of hoe jy nie wil wees nie, maar ek het definitief by hulle almal iets geleer en ek dink 'n groot deel van dit is nie net netbal nie. Dit gaan oor meer as net netbal, dit gaan oor wie jy is as 'n mens. En ja, dis ook deel van as ons afrig. Ja, netbal is 'n gedeelte en dis half die tool hoe ons hulle kry, sê maar op die plaas of op die lodge dat ons met hulle kan werk, maar dan wat los ons agter? Dis nie net van jy wil 'n goeie netbalspeler wees nie, jy wil 'n cool human ook wees. Ja. En ja, dit wil ons half oorkry, daai boodskap van wie jy as mens. Ek wil begin by die afrigting, maar ek wil dit inlei deur vir jou te vra, soos jy nou hier sit, wat sou jy vir 'n 6-jarige Erin gesê het, wetende wat jy nou weet? Ja, ek dink baie van ja, wat my gekry het waar ek nou of hoe ek daai kon regkry is om 100% te gaan. Dit voel vir my dis al deel van my persoonlikheid, maar ek dink vir die kinders go 100%. Al is dit in enige sport of al is dit in kultuur of wat ook al, moenie dit halfwaardig doen. Jy doen dit as jy gaan go voluit. Al doen jy dit verkeerd. Doen dit eerder voluit as wat jy dit so half doen. Mens kan dit altyd regmaak, nie waar? Yes, ja, jy kan altyd of dit gaan nie uitwerk nie. As dit nie vir jou meant to be is nie, gaan ek wil sê daai deur gaan toe gaan. Maar as jy dit net so half doen, dan gaan jy nooit weet of was dit eintlik vir jou nie. Ja, so. Hoe werk jou netbalskool? Hoe kom mens in en gee vir ons die agtergrond en hoe dit begin het? Ja. So, 2019 toe ek ophou speel het ons daai jaar met 2 doele verloor teen Nieu-Seeland in Januarie en 2 doele in die semifinals in die World Cup teen Australië. So daai is nommer 1 en 2 in die wêreld. En toe ek begin speel het 2007 het ons met 30 na 40 doele verloor. So daar's 'n paar goeters wat ons verander het en ja, ek sal van die bevoordeelde posisie ek kon dit leef. So daar's klein goedjies, elke coach ietsie by en aan die einde dat ons eintlik kompeterend kon wees. Australië se coach het in die hotel na die tyd sê sy ons het bietjie julle het ons laat stres. En dit was lekker om die verskil waar hulle eintlik nie ons gerespekteer het nie tot waar ons kan kompeterend wees. En ja, dis so half hoe ons beginne. So in 2018 het ek eintlik begin sukkel met my hart. Ek het by Neil Du Plessis by Brain Performance Lab opgedaag en die dokter het eintlik vir my gesê jy is nou klaar met sport. Toe ek myokarditis met my hart gehad, inflammasie op jou hartspier en ja, toe mis ek hoe ek oefen heeltemal verander het. En so cool dat ek daarna nog kan 'n World Cup gespeel het. So ja, om reg te oefen en om slimmer te oefen kan eintlik so groot verskil maak. En so dis toe sê ek vir Neil, okay, maar nou weet ons al hierdie goed, so ons weet nou van hoekom ons met 30 doele verloor het tot nou net met 2, maar wie anders weet dit? En toe sê ons okay, nou moet ons die inligting begin share. En ja, toe het ons begin met afrigtersopleiding. Ek wil sê bemagtiging. 'n Juffrou is lief vir kinders, maar hulle weet nie noodwendig hoe om die kind te kry. Hulle oefen die hele week aan 'n skill. Sê hulle ons het die hele week afgooi gedoen, maar kom die naweek se wedstryd dan sien ons niks van dit nie. Maar hulle mis een stapie in die proses van om 'n skill te kry om te transfer. So ja, dat toe sê ons okay, ons wil hulle bemagtig en ons wil hulle help en ja, so toe het ons begin met afrigtersopleiding manual geskryf. Ek dink so op 170 bladsye al en hy verander elke nou en dan. En dit gaan nog groei. Ja, hy verander, ek wil sê elke jaar. Ja, ons weet van ma-dogterkampe, skole wat na ons toe toer, ons wat na skole toe toer. So ja, maar ek wil sê wat ons 'n klein bietjie anders te maak is ons werk met klein groepe. 'n Groot groep vir ons is 80. En ja, ek wil die helfte van die dogters se name ken in die helfte van die naweek, want dit voel vir my dan kan ons 'n verskil maak. So ons doen nie groot getalle nie en ek wil sê ons gaan op platteland. So half die kleiner skole wat nie noodwendig al daai geleenthede kry nie. So ja, Roaring Sky is die lodge en die plaas wat ons gebruik en ja. En waar is dit? Ja? Dit is, ek wil sê net buite Dinokeng, maar na Cullinan se kant toe. Goed. Ja. Is daar 1 of 2 of 3 dingetjies wat die meisies by julle opdaag wat hulle nie hulp nodig het? Ek wil nie sê verkeerd doen nie, maar wat julle hulle mee kan help. Ja, definitief. So dis een van die grootste goed wat ons so as 'n skool by ons aankom, dan probeer ons daai skool spesifiek help met hulle behoeftes. So elke skool het ietsie anders. Die een het 'n lang staandoel, een het 'n kort bewegende sirkel en partykeer weet die juffrou so jy gaan na kursus toe gewoonlik en jy kry presies dieselfde oefeninge. Waar ons probeer self kyk, okay, kom ons kyk hoe lyk die kinders wat ons mee werk. Ons ken hulle nie as hulle daar aankom nie. Ons wil sien hoe hulle speel. Ons wil sien wat is die limits of ons praat van die handbriek dat ons daai handbriek kan afkry. So ons wil ons praat van limits identifiseer en dan wil ons paar goeters in plek sit dat ons dit kan regkry. En partykeer is dit iets so ek wil sê soos die vangtegniek. En dan die kind hou aan misvang, so kan nie eintlik aangaan tot daai kind dit nie reg kry om die bal raak te vang nie. Dit klink wonderlik. Ja.
Vertel vir my van jou indrukke van die Telkom Netballiga soos dinge daar uitstaan op die oomblik. Ja, hierdie is 'n lekker jaar, is Commonwealth Games jaar, so ek dink almal wil hulle hand opsteek en sê coach sien my vir die Protea afrigter. Ek het so rukkie terug met Jenny gepraat en sê sy moet nou die 12 begin aankondig en dit sê sy dis eintlik so 'n lekker probleem om te hê. Ons het soveel talent in ons land en dit maak my opgewonde. Dit voel vir my wat talent betref hoef ons regtig vir geen ander land terug te staan nie. So met die Telkom Liga, ek dink daar's 'n klomp spelers wat hulle hand opsteek. Die Crainhams is obviously die span om te wen en hulle doen baie goed, klomp ervaring met Carla en daai. Maar ons sal sien, enigiets kan nog gebeur, semifinals wat nou kom. Dit voel vir my dan begin die hele toernooi weer van voor af. So as jy daai wedstryd opslip, dan beteken die hele toernooi se wen eintlik nog niks nie. Natuurlik, ja. Amper klaar met die onderhoud en weer eens ek sal soveel meer tyd met jou wou spandeer. Ek wil graag by jou weet, wat moet ons volgende doen as Suid-Afrika, as die Proteas, om daai volgende laaste stappie te neem om te begin te domineer soos die Springbokke in rugby? Ja. Ek dink een van die groot goed en dit het in 2019 by ons baie gehelp is om internasionaal te compete. So ons het teen die nommer 1, 2, 3 gespeel 2 keer 'n jaar. En jy kon jouself heeltyd meet teen die beste in die wêreld. En dan sien jy, ons moet nog hierdie beter doen. Is dit nou fiksheid, is dit krag, is dit akkuraatheid op gooi of wat ook al, maar om onder druk dit reg te kry internasionaal. En dan om 'n gameplan te hê wat internasionaal kan werk. Want partykeer goed wat in ons land werk, ek vat nou 'n voorbeeld om van ver af die bal vir die doel te gooi. Yes, dit werk baie lekker op provinsiale vlak. Kom jy internasionaal gaan jy nie daai bal gooi nie. Want daai almal is, ek wil sê, kan daai bal onderskep. So meer internasionale blootstelling vir die span en as 'n groep saam en dan 'n gameplan wat internasionaal kompeterend kan wees. Klink wonderlik. In 1 woord of 2 woorde, kom ek sê vir jou 2 woorde, as daar 'n jong dametjie is wat hierna kyk en sy wil inspirasie hê, gee my 2 of 3 woorde. Yes, ek wil sê droom groot. Dis pragtig. Erin, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Dink jy ons gaan nie staat om ons spele wen net so te loops? Ek sal altyd wil glo. Ek hou van ons almal. Ek hou van jou positiwiteit. Baie dankie dat jy by ons gekuier het. Ons waardeer dit regtig. Elsa het by die DBV in Centurion gaan inloer om te sien waar ons kan help. Bly ingeskakel om te sien hoe jy kan help. Net hierna. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning op Via kanaal 147. Die Goeiemôre Good Morning span het 'n sagte plek vir ons dierevriende. DBV Tshwane is tans onder ernstige finansiële druk wat nie volhoubaar is nie. Ons het juis daarom besluit om vandag hier by die tak in Centurion te kom inloer om uit te vind wat presies die behoefte is en hoe ons kan help. Janine, vertel ons net, hoe groot is die probleem en wat is die behoefte tans? Soos by enige SPCA, ons kry nie staatsbefondsing nie. Ons is afhanklik van die publiek se befondsing. Finansiëel is eintlik vir ons grootste hindernis op hierdie stadium, want ons moet nog steeds huurgeld betaal, ons moet nog steeds ons krag betaal, ons salarisse moet betaal word. Alle goederes wat aangekoop moet ons nog steeds aankoop. Ons het 'n kliniek wat ons moet bestuur. So klein as R100 maak 'n groot verskil vir hierdie diere in die hokke. Ek wil juist vir 'n oomblik 'n bietjie stil staan by die maniere waarop die publiek 'n bydrae kan lewer, want ek het ook onlangs gelees dat 'n mens byvoorbeeld 'n hok kan borg. Ja, verseker. Ons het 400 hokke tussen die 2 takke, Waterloo en Centurion. En ons vra 'n borg van R200 per hok. Daai hok maak seker dat ons alles in stand kan hou en die geld wat inkom kan ons gebruik waar gaatjie gestop moet word. Jy kan 'n 18A kry want ons is 'n NGO. Ons sit vir jou 'n naamplaatjie op jou hok as jy 'n spesifieke hok wil borg. Ons kan jou naamplaatjie op 'n baksteen sit wat ons in Waterloo het en dit help verskriklik baie om die gaatjies te stop waar dit nodig is. Ek kan jou goed glo want hoeveel honde en ek dink diere oor die algemeen, ek bedoel hier soos katte ook van tyd tot tyd, maar hoeveel diere is hier oor die algemeen as 'n mens moet kyk na gemiddeld? Ons is oor die algemeen omtrent so 70% vol, soos wat ons nou het, ons 67 honde. Ons gaan teen die naweek gaan ons al klaar weer hier maklik by 100 honde staan. En katte kom ook in verskriklik baie, veral die katte
Mense moet hulle katte steriliseer. Ons kan jou help om jou kat reg te maak, maar ons wil nie jou 30 katte op een slag hier hê nie. Goed, nou jy het nou verwys na die feit dat 'n finansiële bydrae oor die algemeen die beste is, maar mense kan steeds honde en katkos skenk en kombersies ook kom aflewer en dis meer, nê? Ja, ons vat enige iets. As jy trek, bring asseblief alles wat jy nie meer in jou huis wil hê nie. Ons het 2 charity shops, een in Watlo en in Centurion. Ons vat alles jou huisraad wat jy nie meer wil hê nie. Ons verkoop dit vir 'n inkomste. Kos is altyd welkom, want dan hoef ons dit nie aan te koop nie, want kospryse is geweldig. Jou lokale DBV het jou hulp nodig, want sonder die hulp van die publiek is daar geen manier wat ons voortbestaan nie, want daar is nie regeringshulp nie. Die wanpersepsie daar buite is dat ons sit net diere uit. Dit is nie wat ons doen nie. Ons is hier vir jou. Ons wil jou help. Kom eers na ons toe. Laat ons jou help. As jy trek en jy het nie 'n plek om jou hond te vat nie of jy moet 'n ander behuising kry, kontak ons. Ons het boarding facilities. Laat ons jou help. Laat ons jou hond hier hou vir 'n tydperk totdat jy gesettel is met jou plek. Hier neem jy familie aan. En ons maak seker dat jy jou familie by jou hou en goed na jou familie kyk. En dan is daar natuurlik ook vrywilligers wat betrokke is, nê? So 'n mens kan op daai manier ook betrokke raak. Ek is ook 'n vrywilliger. Ons as board members is almal vrywilligers. Ons verdien nie 'n salaris nie, ons sê dit duidelik maak daar buite, want die mense dink die board members word betaal. Ons word nie betaal nie. Ons het mense wat vir ons inkom op 'n daaglikse basis. Hulle help met die hokke skoonmaak, hulle help met die honde speel, hulle hou die honde rustig, wat rustig moet word, bietjie kalmering nodig het. Hierdie is 'n onbegonne taak wat nie gedoen kan word sonder volonteërs nie. En julle is ook 24 uur beskikbaar sou hulle julle hulp nodig hê. Ja, ons het 2 noodnommers wat beskikbaar is 24 uur wat ons inspekteure op diens het. As jy vanaand 'n hond op 'n kat optel langs jou pad, moet hom nie net gaan weggooi nie. Bring hom na ons toe. Lei ons klokkie, lei ons nommer. Ons maak vir jou oop. Ons neem daai dier in, laat ons die diere net veilig hou. Janine, waarom sal jy mense aanmoedig om betrokke te raak en waar kan ons meer inligting in die hande kry? Julle kan op ons Facebook bladsy gaan, is Tshwane SPCA, en sonder die publiek se hulp, kan ek nou vir jou sê, ons gaan dit maak nie. Ons het net 400 hokke. Ons moet 'n keuse maak, baie maal, oor wie gaan aangeneem word en wie gaan dit nie maak nie. Dit is die moeilikste besluit. Ons het trauma counselors. Ons het 2 trauma counselors wat inteendeel vir ons gratis werk, wat ons staf bystaan, want nie hulle sukkel regtig emosioneel. Ons staf het jou nodig. Ons diere het jou nodig, want vir jou wat deur my hek loop, gee 'n hond en 'n kat, hoenders en varkies en ons neem enige ding in. Gee elkeen 'n kans. Alles is aanneembaar. Ons is nie 'n rescue-organisasie nie. Ons is daar vir die diere. Ons wil elke dier help. Elke dier in ons hok het 'n eienaar. Daai eienaar moet net hier ons hokke kom. Bring jou kinders, laat jou kinders by die honde kom speel. Ons gee vir jou 'n bal, ons gee vir jou 'n speelding. En neem gerus 'n diertjie aan. Baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit en ons is bly ons kon hier kom kuier. Ons waardeer dat julle hier is en asseblief spandeer tyd by jou DBV in jou area. Ondersteun hulle en help hulle. I'm very, very happy working with the animals, but sometimes it happens when we come to the sick animals and then it feels emotional to me. I motivate the people to come and then donate or help us with a lot of things that we need. Like the blankets, we need the blankets, we need the animal food, the dog food, the hose pipes, everything that you can help us because we are the society who is just not getting some an income. We are just helped by the donation that we get from you people. We will appreciate if you will come and then help us with any donation. We are appreciate for that. Indien jy betrokke kan raak en 'n bydrae kan lewer, help asseblief. Besoek die DBV Tshwane se Facebookblad vir meer inligting. Alles vir die diertjies, soos ek altyd sê. Ek kyk na sulke
insetsels en dan raak ek net hartseer. Ek is net soos, ek wil so graag 'n hondjie of 'n hondjie aanneem of gaan help as dit moontlik is. Hoe kan mense betrokke raak? Weet jy wat, Ras, ek dink dit is presies, ekskuus, ek is nou emosioneel, want ek meen, DBV in Tshwane sukkel regtig, en ek meen, daar's meer as een tak. Ek dink die DBV oor die algemeen, ek dink in elke provinsie moet mense moeite doen om betrokke te raak en net om te probeer help. Jy kan betrokke raak as 'n vrywilliger. Ek dink dit is iets waaroor 'n mens baie min gesels. En jy kan natuurlik altyd, as jy 'n diertjie wil hê, gaan neem liewer 'n diertjie aan. Jy weet, ek dink dit was vir my baie emosioneel geweest om te sien hoeveel van daai hondjies ook in die hokke is. En daar sit en wag, jy weet, vir iemand om hulle te kom aanneem. So indien daar so behoefte is, gaan klop liewer aan by die DBV en natuurlik altyd finansiële ondersteuning, maar soos wat hulle ook gesê het, as daar iets is soos bekkies, komberse of so wat jy ook kan skenk, en natuurlik kos, altyd kos ook. Ja, en mense is eintlik so dankbaar vir die DBV, veral vir die werk wat hulle doen. It's thankless work most of the time. It's heartbreaking stuff, but they are there every day in the trenches looking after these animals, and we can all do our little bit to help. Absoluut. En skep bewusmaking. Ek dink op sosiale media, deel hierdie inligting, deel hierdie video's, want ander mense deel dit dan verder en so maak ons 'n groot verskil met almal wat betrokke raak. Ja, dis grait om iets te kan doen hier op Goeiemôre, Good Morning. Ons moedig elkeen aan om 'n draai by julle naaste DBV te maak om te kyk waar jy kan help. Ons kyk net hierna na ons gesprek met Loufie oor sy splinternuwe enkelsnit huis toe. Ja, kyk, Goeiemôre, Good Morning, 'n bietjie van 'n voorsmaakie van huis toe deur Loufie en Loufie self sit hier oorkant my. Welkom by Goeiemôre, Good Morning. Goeiemôre. Loufie, ons het nou vroeër in die program, ek en Elsa bietjie gesels oor ons gunsteling Loufie liedjie is natuurlik Witskoene. Dit het 'n hele ander gevoel. Jy's bekend vir 'n meer van 'n feel good en upbeat tipe musiek, maar nou is hierdie meer van 'n emosionele rigting waarin jy gaan met huis toe. Hoekom die verandering? So as jy die eerste beat moes hoor van Witskoene, dit was so iets. Dit was baie rustiger geweest. En toe James, die producer, doen dit, toe eventually vir my gesê eendag, bra, let's try a dance version of this whole thing. En dis hoe Witskoene gebeur het. So ek skryf soos die, ek love soos die skryf, ek love, chords soos die by mekaar sit, ek love met producers soos die sit. En toch ek het nou vir almal nou Witskoene en dansmusiek gegee, kom ek gee vir hulle, like something that's actually part of me, you know? Ja, en dit is maar ook die ding van kunstenaar wees, is, jy is 'n veelsidige mens, jy's 'n mens wat nie net een dimensie het nie, daar's ander kante aan jou, en nou kan ons almal ook dit leer ken. Dankie, kyk, dis 'n special een vir my, 'n baie diep enetjie, because ek dink as man sukkel ons baie oor, like, identity and being a father, en 'n vriend en 'n broer vir iemand. En toe ek hy so skryf, toe moes ek tap in 'n bietjie van my vrou se storie, 'n bietjie van my eie storie en 'n bietjie van die mense wat ek mee al gesit het. So ek hoop dit ek het eendag iemand het my gevra hoe moet hulle die persverklaring begin. Sê ek hoop dit genees die gebreekte siele wat luister na dat, you know, the broken winged people wat nog steeds so mooi vlieg. So ja, dis my 5 cent. Nee, maar dit is pragtig, want dit is seker vir jou as kunstenaar om daai emosies en goed wat uit jou verlede uitkom te probeer verwerk deur musiek. Dit is seker moeilik, maar dit is ook seker vir jou nodig om daai uitlaatklep te hê. Ja, definitely. Kyk, dit was 'n tough, die hele laaste 2 weke was weird met hierdie song. Ons het dit gestuur vir production, ons het dit klaar geskryf, ons het die video gaan shoot, en boom, toe het ek so 2-day insomnia patch, because nou question ek hierdie hele song. Nou is ek like, hoe gaan die mense dit interpret? Hoe gaan ek sekere wonde vir mense oopkrap? I really hope I don't disturb someone's natural way of doing life, hoe hulle dit ken, you know. Ek dink ons word so geleer om seker goed net onder die mat te sit. En let me leave it at that. Ja. Wat is die konsep van huis toe vir jou persoonlik? Ek weet nie, net om honest te wees, like, ek try met my laaitie dit sê, ek wil nooit hê hy moet nie met my kan kom praat, hy is 9 jaar oud, en I think baie van ons het groot geword waar, just move on. Ja.
Kom, Bouwebrug kom weer oor dit. sterk. Ja. Ek wil hê hy moet sterk wees. Ek wil hê hy moet kom huil. Ek wil hê hy moet met my en sy ma 'n challenge hê because hy het baie sterk opinion. So deel dit met ons. You know, I want you to feel safe wanneer jy like ons hele goal toe ek klein was like when I'm 21 as ek uit die huis uit. Ja. Kyk, my storie is bietjie different. Ek is baie vroeër uit die huis uit. Maar ek wil hê op 18 moet hy sy werk gaan soek, maar you must kind of just still want to be around sy ma en pa by die huis, you know, huis vir hom moet voel soos, yes, dis my safe plek. Ek kan hier voete op die bank kom lê, you know what I mean? So, huis vir my is maar net, ek dink, geloof en liefde en just a happy place. Ja, maar dit is belangrik as 'n ouer en ek vereenselwig regtig daarmee, want jy wil 'n omgewing skep waar hulle vir jou alles kan sê. I always tell my kids, I'm going to be more upset with you for lying to me about something than the thing that you're lying about. Yes. So let me create a space where you feel like you can come and tell me anything. En dit is die beginpunt van daai oop tipe verhouding wat jy as ouer met jou kinders het. Ja, kyk, dis And it's not easy. No, it's not, because hy sê soms verskriklike goede wat ons net oor kan lag, but like, jy weet wanneer jy vir jou kind sê, ons kan nie hierdie movie kykie because it has a violence 16 en al die goed. En dan hou hy aan om te sê, but why not? Dan sê ek, boy, because it has some adult scenes in it. Dan sê, dan sê ek vir hom, don't make like you don't know what we're talking about, because we've always been transparent with you. Like my vrou is 'n verpleegster, is haar tryd. So ons weet wat gebeur wanneer jy in 'n hart opereer, wat gebeur wanneer jy siek is. Ek en hy sit daar en ons vat al hierdie goed in, you know what I mean? So ek dink, die open, die outspokenness is soms scary, maar ook 'n beautiful ding, because sy tone begin verander die ouer wat hy word, die goed wat hy oor praat, raak dieper en mooier en I wouldn't change it for anything in the world. Ja. Ons het nou 'n voorsmaakie gesien van die musiekvideo en dit is eintlik baie emosioneel want mens kyk na al hierdie foto's en die tonele wat in die musiekvideo is dit raak aan mense hart. Waar kry jy die foto's vandaan? Is dit foto's uit jou eie kinderdae uit? Ja, so recently, ek het nou net vir iemand gesê, ek was onlangs PE toe, want my ouma het geweier om op te vlieg. Afgery, hulle gaan al teruggekom en toe gee sy my 3 sulke albums vol van my foto's en ek dink die fone het ons so begin bederf. We just taking pictures and we keep it on our cloud or whatever. En toe maak ek dit oop. En die dag toe ons film, toe vat ek dit saam sodat ek op so 'n couch en toe eventually maak ek dit oop. En wat julle daar sien is ek wat die eerste keer daai foto sien. So daar so sien waar ek gesê het like dude, ek like bietjie te emotional so. Maar dit was dis my eie foto's van my pa, my ma, my ouma, hulle, die ou huis, like that house doesn't exist anymore. You know what I mean? So ek het oopmaak to change die hele context en die mening van die song vir my, because like I think I actually miss it more than I think I miss it, you know. So daar is ek actually en toe die team away gekry om die foto's lewendig te bring, which was nog meer flipping emotional. So Dit is ongelooflik. So vir aanhangers of ons kykers, kan ons verwag dat daar nou 'n groter album gaan wees van meer van hierdie emosionele goed net voor ons klaar maak. Ek dreig al vir die laaste 2 jaar op elke interview en dan every year I tap out. Dan gee ek hulle hip-hop of 'n danssong. En toe ek dink I can say yes. Miskien let's say miskien 'n EP. Miskien net so 4 of 5 songs. Kom ons kyk. Ek wil nou nie hê mense moet nou vir my drukkies gee en sê ag, dit sien dit was so bietjie. I'm still like my fence is nog op, maar kom ek sê confidently yes. Maybe more of this. Laffie, wat 'n heerlike onderhoud. Jy is enige tyd weer welkom hier op Goeiemôre Good Morning. Baie dankie. Dankie julle. Dit is dan al vir die week. Ons sien julle weer maandagooggend om 6:00 op Via.